Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, en dat die Here nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal seën ook in hierdie dag, en dat die Here ons sal gebruik in sy diens en tot sy eer. Nou vriende, ek wil net noem voor ons aangaan, dat vanmôre eers die laaste oordenking sal wees vir 'n tyd lank. Ons vertrek as die Here ons spaar maandagoggend vroeg bietjie met vakansie. Dit is nou die eerste keer in 3,5 jaar dat ons seun sal sien daar vanuit Amerika, saam met sy vroutjie. Hulle kom kuier bietjie, en dan die eerste keer in 7 jaar dat ons as gesin weer by mekaar sal wees. Die 3 broers by mekaar sal wees, en ons gaan bietjie saam vakansie hou. So ek vra dat u asseblief hierdie webtuiste sal besoek. Na afloop van hierdie oordenking gaan ek vir u ons webadres deurgee. U sal sien as u hom oopmaak, sal daar 'n plekkie wees wat staan menu met 'n paar streepies. U kan daarop druk, en dan sal daar die oordenkings dan ook wys, en u kan daarop druk. En ag vriende, daar is 180 boodskappe wat ek gebring het in die boek Spreuke. Daar is so 100 aktuele onderwerpe, Bybelse berading, verblywende veranderinge en 1001 ander temas wat u baie welkom is om na te luister. Ek glo nie u het al alles geluister nie, so u is baie welkom om hierdie webadres te besoek en dan hierdie boodskapies te luister. Nou vanmôre se laaste oordenking kom daaruit Filippense 4 vers 9, en voor ons dit vir u lees, gaan ek vir u Psalm 149 so vers of 2 lees. Hierdie baie besondere Psalm 149 in die psalmbundel sê: sing tot Gods eer met lof en dank, 'n nuwe lied met nuwe klank, o al sy gunstelinge. Laat Israel voor sy maker juig, laat Sion voor sy koning buig, die Heer van alle dinge. Ag vriende, telke male sal ons sien in die psalms, hoe die psalmdigter ons oproep om die Here te loof en te prys met jubelende en dankbare harte. Harte vol blydskap wat oorloop oor God sy goedheid en guns oor ons. En mag u en ek dit vanmôre ter harte neem, en mag u en ek die Here dien met blydskap en met vreugde. Nou vriende, vanmôre gaan ek hierdie oordenkings afsluit, voor ons met vakansie vertrek, met vers 9 van Filippense 4. Nou sal onthou, ons het so reeksie gehad in ons gemeente, wat gehandel het oor geestelike stabiliteit in jou eie geestelike lewe, en dan ook in die van die gemeente. Hoe kan ons hierdie stabiliteit in ons lewens verkry, en dit in die gemeente dan ook handhaaf? Ek het vir u gesê, in die eerste plek moet ons verdeeldheid beveg, dat die apostel Paulus ons hier in Filippense 4:2 oproep. Dan moet ons mekaar behulpsaam wees, ons moet ons verbly in die Here, ons vriendelikheid moet aan alle mense bekend word, ons moet oor niks besorg wees nie, biddende mense wees, en die Bybel sê ons moet die regte dinge bedink, soos in vers 8 na vore kom. En dan vers 9, en hier het ons net so verwys na hierdie vers, en tog wil ek dit vanmôre in 'n oordenking gebruik, om af te sluit, om so bietjie vir die stof tot nadenke te gee, en u ook op te roep om saam met my so 'n lewe te leef, dat ons soos die apostel Paulus kan sê: doen dit wat ek vir jou sê, en leef soos ek leef. Kom ek lees vir u vers 9. Daar staan: en wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit, en die God van vrede sal met julle wees. Nou vriende, die apostel Paulus kom en hy sluit hierdie perikoop af, en hy sê vir hierdie gemeente: luister, om geestelik vas te staan en stabiliteit in die gemeente te bereik, is daar sekere dinge wat julle moet doen. Maar dit is ook belangrik dat julle 'n voorbeeld vir mekaar sal wees. En dan gebruik hy homself as 'n voorbeeld. Die apostel Paulus sê op 'n stadium, hy sê: wees my navolgers, soos ek dit van Christus Jesus is. So die apostel Paulus kom en hy sê: en wat julle geleer in die eerste plek. Die apostel Paulus is ook 'n man wat uit die woord geleer het. Hy het nie net alles geweet en dit het van self gekom nie. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, hy was onderrig in die skrif. Paulus het 'n deeglike kennis van die Bybel gehad. So, en Paulus het hierdie kennis gebruik en ander mense onderrig uit die woord. En so kan u en ek ook, vriende, daar in ons huise, by ons werksplekke, by ons vriende, by ons familie, kan ons ander mense leer dit wat die Here ons uit sy woord geleer het. Die Bybel sê: en wat julle geleer en ontvang het. En dit wat ons ontvang het, die woord, sondag na sondag, by elke oordenking, dit wat ons ontvang het. Vriende, dit wat ons hoor, week na week, in ons stilte tye, dit wat ons lees, preke waarna ons luister, soos ek sê, eredienste wat ons bywoon, gesprekke wat ons het met ander kinders van God. En dan sê die Bybel, die apostel Paulus sê: en in my gesien het, doen dit. Want jy sien, as ons leer uit God se woord, as ons die waarheid van God se woord ontvang, as ons hierdie waarheid hoor, dan moet hierdie waarheid ons lewens verander, sodat ander mense in ons lewens Christus kan sien. Sê die Bybel nie vir ons in 2 Korintiërs 5:17, daarom as iemand in Christus Jesus is, dan is hy 'n nuwe skepsel, die ou ding het verbygegaan, kyk, die Engels sê, behold, alles het nuut geword. En dis presies die oproep wat ek vanmôre vir u wil gee, en vir myself ook, aan my eie adres wil neerlê, is dat ons, dit wat ons leer, ontvang, hoor,
dat ons dit sal doen, sodat mense in ons lewens sal sien, dat ons aan die Here Jesus Christus behoort. Hy sê, wat julle geleer ontvang, gehoor en gesien het, doen dit, en dan die God van vrede sal met julle wees. U sien, vriende, wanneer hierdie waarhede 'n werklikheid in my lewe word, wanneer ons dit begin toepas, wanneer ons prakties in ons daaglikse lewe dit begin uitleef, wanneer ons dit deurkommunikeer aan ander mense, wanneer ander mense sien dat ons was by Christus, dat ons volgelinge van Christus is, dat ons disippels van die Here is, dan, vriende, word hulle opgewek om in ons voetstappe te volg. Ek sê dikwels vir mense, dis een ding om die waarheid van God se woord te hoor en miskien verander te preek. Dis iets heel anders om dit te leef. En die Bybel leer baie duidelik vir ons dat ons 'n lieflike geur vir Christus moet wees. Mense moet in ons lewens Jesus sien, sodat ons vir hulle kan sê, as hulle vir ons vra, hoe moet ek 'n kind van God word? Kan ons vir hulle die weg tot saligheid verduidelik. Hoe moet ek lewe as 'n kind van God? Om net vir hulle te sê, leef soos ek leef. Doen wat ek doen. Hoeveel van ons sal dit vanmôre met vrymoedigheid kan sê? Hoeveel van ons kan dit in ons huise sê? Die man vir sy vrou en sy kinders, die vrou vir haar man en kinders, die kinders miskien vir die ouers. Pa, ma, kyk na my lewe. Dis nie hoogmoedig nie, vriende. Die apostel Paulus is nie hier om verwaand te wees nie. Hy is nie hier om uit hoogmoed te praat en af te praat na ander mense. En hy sê nee, ek het geleer om ver genoeg te wees. Ek het baie stryd in my lewe beleef, baie marteling, baie pyn, baie hartseer, baie vreugde en baie blydskap. En dit alles het die Here my gevorm. Daarom sê ek, kyk na my lewe en doen wat ek doen. Jy kan dupliseer dit wat ek doen. Volg my na soos ek Christus navolg. En daarom kan ek vanmôre ook met groot vrymoedigheid na die apostel Paulus se lewe kyk. En ons kan sien, dit is 'n man wat werklik die goeie stryd gestry het, die wedloop volëindig het en die geloof bou het. Ag vriende, ek dink na my eie lewe en ek sê dikwels vir die Here, Here, as ek maar net soos die apostel Paulus kan wees, wat nog te sê van Christus? Maar Paulus sê ek jaag na volmaaktheid. Ek gryp na hierdie prys en roeping, hierdie hoë roeping waarmee Christus my geroep het. En mag ek nooit tevrede wees met ons geestelike stand nie. Mag ons nooit tevrede wees met ons geestelike lewe en waar ons nou met die Here staan nie. Mag ons elke dag jaag na meer. Mag ons elke dag begeer dat Christus meer gestalte in ons kry, sodat ander Jesus in ons kan sien en dan ons navolgingswaardige voorbeeld kan navolg en kan sê, ons sal volgelinge wees van Christus soos Gerard Bekes dit is. Soos Jan of Koos of Piet of Sari of Hannetjie dit is. Dit is die gebed en begeerte van my hart vir jou en vir myself. Dat ons ook vir ander mense kan sê, doen dit wat ek doen, sodat ons die vrede van God in ons lewens kan ervaar, die blydskap van kindskap kan ervaar, en dan ook ander mense sien wat by Christus uitkom deur ons lewe en deur ons getuienis. Vriende, mag die Here vir ons baie ryklik seën, mag die Here ons gebruik in sy diens tot sy eer. Ons vertrou ons sien mekaar weer een van die dae, praat met mekaar uit God se woord. Mag die Here vir julle in interpretheid seën en mag die waarheid van sy woord u hart versterk. Groete vir u, mooi dag verder. Tada.